Ek dink 'n goeie beginpunt om te praat oor werk of arbeid is om te kyk na dit wat God verrig het. Genesis 2 vers 2 sê, op die 7de dag was God reeds klaar met die skepingswerk en het hy gerus na al die werk wat hy gedoen het. Nou, hoe lank hierdie 6 dae wat hy gewerk het, nou ook al was, is nie ter sprake nie, maar die feit is, dit is werk wat God verrig het, skepingswerk, en hy het gerus na al die werk wat hy gedoen het. Ek het altyd gewonder, wat beteken die gedagte dat God gerus het na die werk wat hy verrig het? Maar ek lees Johannes 5 vers 17, vers 19, wat die Here Jesus praat oor die feit dat God werk. Hy sê, my Vader werk tot nou toe, en ek werk ook. Dit verseker ek julle, die Seun kan niks uit sy eie doen nie, hy doen maar net wat hy die Vader sien doen, wat die Vader ook al doen, doen die Seun ook net so. Daar is 'n interessante voorval, waarvan ons lees in Johannes 9 vanaf vers 1 tot 4, waar Jesus praat na aanleiding van die vraag wat aan hom gestel is oor die rede waarom hierdie persoon blind was. En Jesus sê, hy is blind sodat die werke wat God doen in hom gesien sal kan word. En dan brei die Here Jesus eintlik uit, en ek dink hier praat hy met sy gehoor, hy praat met die mense wat daar was, maar hy praat ook vandag met ons. Hy sê in vers 4, solank as dit nog dag is, moet ons die werk doen van hom wat my gestuur het. Die nag kom, wanneer niemand kan werk nie. So hier word duidelik gesê, dat ek en jy die werk wat God wil doen, moet voortgaan, voortsit en daarmee besig wees. Romeine 14 vers 20, sy eerste deel, is 'n waarskuwing oor die feit dat 'n mens maklik by allerhande onbenulligdhede betrokke kan raak, soos byvoorbeeld oor kos. Wanneer jy dit kan eet, wanneer jy nie kan eet nie, wat jy kan eet en so aan. En in Romeine 14 sê hy dan, moenie oor kos afbreek doen aan die werk van God nie. Met ander woorde, 'n mens kan verhoed dat die werk van God kan voortgaan, deur allerhande onbenulligdhede deel te maak van jou denke. Ek sluit af met 2 Korintiërs 5 vers 20. Op die ou einde, ons tree dus op as gesandte van Christus, en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening wat God vir jou met God wat hy bewerk het. Dit is wat hy doen. Hy bewerk versoening deur Jesus Christus, en dit is ons taak om mee voort te gaan. Kom ons doen dit. Kom ons werk op die regte manier vir die regte saak. En loop mooi.